En nou is dit tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. As jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk volgende week. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet, we take the burden out of your legal work nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co.za sommer nou. En soos ouer gewoonte op 'n maandagmiddag is Andrew hier saam met ons. Andrew, middag en welkom weer eens. Hallo julle, dit is lekker weer Hallo hier te wees. Andrew. Waaroor gesels ons vanmiddag? Ons gesels gou vanmiddag oor die kontak en sorg van partye wat nie ouers van die kind is nie. Met ander woorde, wat se kontak en sorg hulle deur 'n hofbevel ten aansien van die kinders kan kry. Dit voor die kinderwet in werking getree, die kinderwet van 2005, het dit baie keer gebeur dat 'n kind vir 'n tydperk by 'n familielid bly. Gewoonlik was dit die oupa en ouma gewees. Ja. En dan as sodra die hofbevel toegestaan is, dis baie keer tydens 'n egskeiding of 'n bekleierery tussen die pa en ma, dan kry een ouer die kind, skwaad vir die oupa en ouma en hulle vat die kind weg by die grootouers se sorg uit en soms het hulle heeltemal toegang deur die grootouers tot die kind geweier. Daar's baie sulke gevalle. Wow. Baie keer het dit 'n groot familietwis ontaard en het heeltemal 'n skeuring in die familie. En die belanghebbende ouers, dis nou die grootouers, die oupa en ouma is heeltemal feitelik sonder 'n remedie gelaat. Baie keer gevalle ook was daar gewees waar een van die ouers oorlede is, die ander een het nie met die skoonmense oor die weg gekom nie en dan word daar toegang sommer tot die kinders geweier vir geen behoorlike rede. Dis baie hartseer. Kinders is baie keer as 'n speelbal gebruik. Die kinderwet het gelukkig die situasie drasties in artikel 23 verander, wat nou bepaal dat enige persoon wat 'n belang het by die versorging, welstand of ontwikkeling van die kind, die hof kan nader. Dis nou of die Hooggeregshof of 'n egskeidingshof in 'n geval waar hulle besig met 'n egskeiding of die kinderhof. En die hof kan 'n bevel gee dat daai persoon kontak het met die kind of die kind se sorg aan daai persoon toevertrou. Ja. Nou, wat neem die hof in ag? Die eerste is die beste belang van die kind. Dis nou 'n paar keer wat dit beste belang van die kind is. Ja. Die verhouding tussen die kind en die applikant, dis die oupa en ouma, en ook tussen enige ander relevante persoon en die kind, dit moet opgeweeg word teen mekaar. Die graad van toewyding wat die applikant toon teenoor die kind, in watter mate die applikant bygedra tot uitgawes van die kind, of enige ander feite wat die hof kan in ag neem ten aansien van die kind, wat die hof van mening is hy moet in ag neem. Baie belangrike een is daardie een van wat is bygedra tot die uitgawes van die kind. Baie keer is daar mense wat wil die kinders maar net lekker met die kind gekuier en daar is nooit bygedra nie, nooit skoolklere gekoop nie, al is die kind behoeftig ensovoorts, en dan wil hulle aanspraak maak op dat hulle ook toegang kry tot die kind. Dis 'n faktor wat mens moet in gedagte hou. Nou hierdie bepalings is baie belangrik ten einde vir al die kind emosionele gemoedsrus en sekuriteit te gee. Dit gee vir by die kind kontinuïteit in verhoudings, dit waarborg dit vir hom met mense wat vir die kind belangrik is, en dit gee ook dan sodoende stabiliteit in die kind se lewe. Ja. Dis tog baie ontstellend vir 'n kind om nie met oupa en ouma kontak te hê nie. Oupa en ouma by wie ek gebly het vir miskien vir 6 maande of 'n jaar, nou skielik mag ek hulle nooit weer sien nie. Ja. Nou ja, baie goeie artikel hierdie wat die kinderwet vir ons gebring het. Ek wil net gou voordat ons breek vir musiek, Andrew, ek wil net gou noem, kan dit net mense wat aanspraak neem na die kind, dat hulle die kind sien, moet dit bloedlyn mense wees, of kan dit vriende wees? Kan enige iemand wees. Dis waar die vereiste inkom. Dis enige persoon wat 'n belang het by die versorging, welstand of ontwikkeling van die kind. So is nie noodwendig of nie eers en nie. Okay. En dis hoe dit in die wet gestel word. En Andrew, is vir my fascinerend dat dit nie noodwendig net bloedverwante mense is wat reg het op 'n kind nie, maar ook mense wat buite die bloedverband is dit nie? Ja, natuurlik. Vat byvoorbeeld in die geval baie keer is oupa en ouma oorlede, daar is nie nabye ooms en tannies of so nie, maar daar's 'n peetma of peetpa en hulle het belang by hierdie kind in belangstelling, dan kan dan die hof nader. Nou verder gaan ons praat oor
beëindiging, uitbreiding, opskorting of beperking van ouerlike regte en verantwoordelikhede. Dis iets wat vir my baie naby aan die hart lê, want baie mense kom nie hulle verpligtinge na nie en hulle oefen ook nie hulle regte uit nie. Die Hooggeregshof, weer eens 'n egskeidingshof in geval van 'n egskeiding of die kinderhof, kan 'n bevel gee wat 'n persoon wat ouerlike regte en verantwoordelikhede het oor 'n kind, dat dit vir 'n periode opskort of dit beëindig, daardie ouerlike regte en verantwoordelikhede. Hy kan ook alle of enige ouerlike regte en verantwoordelikhede uitbrei of die uitoefening daarvan beperk. Nou, weer eens die aansoek kan gebring word deur 'n medehouer van ouerlike regte en verantwoordelikhede. En dit is nou 'n geval waar die pa en die ma saam is. Ek sal nou net meer daaroor praat. Enige persoon, weer eens wat 'n belang het in die sorg, beskerming of welstand van die kind, deur die kind self met verlof van die hof, in die kind se belang deur enige ander persoon met verlof van die hof, deur die gesinsadvokaat of 'n verteenwoordiger van 'n belanghebbende staatsinstelling. Nou die hof moet in ag neem weer eens die beste belang van die kind, die verhouding tussen die kind en die persoon wie se regte aangeval word. Dit sal nou as die kind by die pa is, die pa se regte, of by die ma is die verhouding tussen die pa en die ma. Die graad van toewyding wat daardie persoon teenoor die kind getoon het, of enige ander feite wat die hof van mening is dat hy moet in ag neem. Nou, wat leer ons hieruit? Dit is nie net die kind se ouers wat die sê het oor die kind nie, maar enige persoon wat belang het by die versorging, welstand of ontwikkeling van die kind. Ja. Die ou terme van beheer en toesig en die amper absolute magte wat 'n ouer daardeur gekry het, is heelwat afgewater en daar word nou meer gekonsentreer op regte en verantwoordelikhede. Ja. En daai twee gaan hand aan hand. Jou ouerlike regte en verantwoordelikhede kan weggevat word as jy hulle misbruik of hulle nie nakom nie. Van byvoorbeeld die een van die partye wat die reg het om die kinders naweke saam met hom te vat. Dis een van sy regte. Nou kom dit gebeur baie, dan kom hy oor op 'n naweek, hy daag sommer net nie op nie. Hy's laks daarmee. Ja. Hy kom baie laat of hy daag glad nie op nie. Al die reëlings is getref, die kinders op afwagting, pappa kom ons haal en pappa daag nie op nie. Nou moet mamma en pappa verduidelik. As hy dit 'n paar keer in 'n ry doen, dan kan die ma die hof nader en sê, luister, hy oefen dit nie uit nie, hierdie regte van hom nie, vat dit weg of beperk dit. So ook die ouer wat die kinders vat vir 'n naweek om by hom te gaan oorslaap, in elke van Vrydag aand tot Saterdag aand, elke Vrydag of Saterdag aand, geweldige partytjie wat daar gehou word in die huis, braai en te veel drink met 'n groot klomp vriende ensovoorts, wat die kinders, jong klein kindertjies heeltemal kan ontstel, kan die ma aansoek bring dat die pa se regte ingeperk word en dat hulle byvoorbeeld net die Saterdag deur die dag mag wegvat. Nou ja, die ander ding wat ons hieruit reël is, die beste belang van die kind bly die primêre oorweging. Ja. As daar besluite oor die kind geneem moet word. Dit is baie sterk vasgemaak in die kinderwet. Dis 'n goeie ding. Dit gaan after all oor die beste belang van die kind. So dit is baie belangrik, ja. Andrew, is altyd lekker om met jou gesels en is so interessant en weet jy, as mense enige vrae goed het, die beste is, maar soos ek altyd sê, is kom in kontak met julle mense, want julle kan vir hulle raad gee en vir hulle regte verwysings gee in al daai klas van dinge. Is ek reg? Ja, wel, ons is opgelei om die mense te help daarmee. Ons studeer, dis ons werk wat ons doen. Is om mense te help met hierdie tipe van goed. En wat baie om in die hande kan kry, as jy wil na hulle webwerf toe wil gaan, dan kan jy na iburden.co.za gaan. En jy kan nog gaan kyk daarso en goue telefoonnommer, Andrew. Dis 012-346-3554 of my e-posadres is andrew@aburden.co.za. Das sê, het hom, dankie Andrew. Gesels volgende week weer. Baie dankie.